Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed met jou daar by die huis, met jou en jou familie. Ons het nou die afgelope tyd ook al geleer om ons hande die hele tyd te was en ons president het ons baie mooi gewys hierdie week hoe om 'n masker te dra. Iets in dier voege. Maar daar is ook ander maniere om hom te dra. Ek wil graag begin met afkondigings. Ons afkondigings is die volgende. Ons is nou vir 'n geruime tyd eintlik al verwyderd van mekaar, maar weens die feit dat ons met mekaar in verbinding bly via WhatsApp en Facebook en telefonies, help dit tog om as gemeente te bly funksioneer. So ons beplan ook wat ons funksies aanbetref, om dit so te doen dat ons julle betrek by die huis en dat dit ook op 'n manier die fondse wat ons nodig het vir ons kan insamel. So wat ons beplan is 'n resepteboek. Dis eintlik die idee van Martie Kotse. Sy het gedink ons moet 'n COVID-19 resepteboek saamstel en die gedagte is dat jy een van jou resepte wat vir jou gewerk het die afgelope tyd vir ons op skrif sal stel en daarmee saam ook 'n foto van die gereg en ons soek ook 'n foto van jou daarby. En dan sal ek nou 'n versie of wat daar onderaan plaas. So begin nou al daaraan werk. Ek sê ook baie dankie vir almal wat begin het om kunswerke vir die kerk te maak. Daar's 'n hele paar, hulle stuur dit vir my, Dion Pinaar, Piet Liebenberg. Ek is baie bly om te sien julle is kreatief. Ek is bly om te hoor die kinders is ook aan die gang, besig met skoolwerk. En dan het Wian Viljoen voorgestel dat ons 'n nuusbrief sal uitbring. So die nuusbrief sal ons so van volgende week af op internet plaas, aktiwiteite wat hier plaasvind en ons gaan ook van julle vra om vir ons 'n bietjie te skryf, julle ervaring. Ek is ook bly om te sien dat die kategese aangaan. Baie dankie aan al die katekesante. Ons is bly om te sien dat die kinders ook 'n bietjie aandag kry. Ek wil in die besonder ook dankie sê vir Wian Viljoen wat vir ons die redigering doen van hierdie opnames. Hy doen dit baie goed. Dankie Wian. Dankie vir die kameraman. Ek dink ek mag versigtig wees om die naam van die kameraman te noem, maar kom ons sê ons onsigbare kameraman. Dankie Fina dat jy vir ons mooi kyk na ons finansies, Dewald en die finansiële kommissie. Ons is baie dankbaar om te kan sê dat ons nog as gemeente lukiet is in hierdie baie moeilike tyd en ons wil ook vir jou dankie sê. Dankie dat jy aan ons dink. Ons weet dis moeilike tye. Maar asseblief, moenie van ons vergeet, van die kerk vergeet, van jou kerk vergeet nie. Dankie Corrie, dankie vir wat jy doen. En dan ons siek mense. Kom ons kyk gou. Ek het van Corrie die volgende name ontvang. Klein Liam Lambrecht, wat met kanker gediagnoseer is en chemoterapie ondergaan het en operasie ondergaan het. Dit gaan ook beter daar. Ons dink aan Johan Appelgrein, Anita Roux wat in die hospitaal is, Marie Mans, sy is intussen ontslaan en Suzette Bloem wat ook ernstig siek is. Ons dink aan hierdie mense. Terwyl ons hier by ons siek mense is, wil ek sommer vra dat julle vir ons moet laat weet as julle van enige iemand weet wat in hierdie tyd in een of ander vorm van nood verkeer. Ek is bly om te sien dat die diakens reeds besig is met aksies, maar ons wil graag ook daar wees vir ons mense in nood spesifiek in hierdie tyd. Ons tema vir môre is om aarde toe te kom. Aarde toe. Julle weet dat dit Woensdag Aardedag was. En my boodskap vandag en ons skriflesing gaan daaroor handel.
Ons begin vanmôre met 'n wye hoek lens. Dit was Aardedag, Woensdag, 22ste April, en ironies genoeg is ons as mense reg oor hierdie planeet eintlik agter slot en grendel. Ons het op Aardedag nie die geleentheid gehad om net 'n bietjie in die natuur te kom. Moeder Aarde wat vir ons dra vir so lank as wat ons bestaan, ons spesies, het vir ons in 'n posisie geplaas waar ons agter slot en grendel die afgelope tyd is. En 'n mens wonder by jouself, maar hoe het dit gebeur? Hoe het dit gekom dat ons wat een van 8.7 miljoen spesies is. Dis plus minus soveel spesies daar op aarde is. Spesies. 8.7 miljoen. Ons een daarvan het ons in 'n posisie geplaas dat ons in hierdie periode waar ons weer naby aan die aarde kan kom, eintlik in die tronk sit. Die vraag is, hoort ons in hierdie tronk? Ek wil begin met hierdie werk van Yuval Noah Harari, historikus. En in hierdie werk van hom, Homo Deus, Deus beteken God, Homo mens, die mens asof hy God is, A Brief History of Tomorrow, wil ek die volgende vir u voorlees. Since 1970, despite growing ecological awareness, wildlife population has halved. Sedert 1970 het spesies in die natuur gehalveer. For during these millennia, Homo sapiens become the single most important agent of change on this planet. This is an unprecedented phenomenon. Since the appearance of life about 40 billion years ago, never has a single species changed the Earth by himself. Instead of fearing asteroids, we should fear ourselves. Ons skriflesing, eintlik skriflesings, is uit die boek Spreuke, wysheidsliteratuur, en ek wil net ter wille van tyd enkele verse lees. Neem afskeid van onkunde, dan sal julle kan lewe, en kom op die pad van insig. Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. En dan gaan kyk ons na die skepingsverhale. Genesis. En ek wil oor albei hierdie gedeeltes ietsie sê. Ons lees in Genesis 1. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die diere en die aarde. En dan in Genesis 2, die Here God het die mens in die tuin laat woon, om dit te bewerk en op te pas. Hier sit ons, April 2020. En dit is een van die grootste katastrofes wat die mensdom getref het sedert die Tweede Wêreldoorlog. Die vraag is, het ons 'n aandeel daar? En dan is die volgende vraag, kan ons iets daaruit leer?
iets leer oor onsself en kan ons iets leer oor ons goddelike opdrag? Ek dink ons kan. Het ons 'n aandeel hierin? Nie noodwendig in die mutasie van 'n virus nie. Ons sien deesdae op al die nuuskanale dat daar nou verwyte is, soos iemand sê, hierdie virus is made in China. Is ook die enigste ding uit China uit wat hou, is die virus. En daar is ook mense wat sê dat die Chinese aanspreeklik gehou moet word hiervoor. Maar op die ouende dink ek, ons moet dit met die wyehoeklens benader. En wat is die wyehoeklens? Is dat hierdie moeder aarde, waarop ons vir 'n baie klein tydjie kuier, ek as individu, maar ons as spesie, Homo sapiens, vir 'n baie klein tydjie, dat ons hierdie aarde verwaarloos het. Dink vir 'n oomblik. Probeer dit so vir jouself indink. As ons die aarde, die ontstaan van die aarde neem as 24 uur van dat dit ontstaan het tot nou toe, 24 uur, is die periode wat ons verskyning gemaak het in daai 24 uur 3 sekondes. En in daai 3 sekondes het ons, soos Harari sê, die grootste veranderende agent geword van hierdie planeet. Daaroor hoef ek nie uit te wy nie. Oor besoedeling, aardverwarming, inheemse woude wat verwyder word of afgekap word, vernietig word. Lankal het die gevaartekens begin wys, lank terug. Maar intussentyd het ons aangegaan. En toe kom daar 'n baie klein dingetjie, 'n virus. En dit word ons wake-up call. Kom ons gaan nou na die tekste toe. Ons lees in Genesis 1 en 2, in albei die gedeeltes. En dit is 2 verskillende skepingsverhale. Hoewel die skepingsverhale radikaal van mekaar verskil. Die een gaan oor God wat sê, laat dit daar wees en laat dit waar. Die ander skepingsverhaal is God meer aktief betrokke. Hy maak die mens en hy maak die tuin. In albei hierdie skepingsverhale is daar elke keer 'n opdrag. En die opdrag vir die mens is, kyk mooi hierna. Asseblief, ek maak jou as my beeld, my verteenwoordiger. Kyk na hierdie planeet. Kyk na die aarde. Sedert daai tekste geskryf is, het baie dinge gebeur. Maar die afgelope paar jaar, veral sedert die ontwikkeling van die wetenskap, industrialisasie, het dinge hand uitgeruk. En skielik besef ons moet aarde toe kom. Want daar is een enkele rede vir waarom ons die aarde verwaarloos. En dit is omdat ons selfsugtig geword het en gierig geword het. Dis nie 'n ander rede. Sussman in sy werk oor die Bushmans, as ek net vinnig kan sê, wys baie mooi daarop. Vir solank as wat ons hunter-gatherers was, versamelaars en jagters was, het ons na in die natuur geleef en omgegee vir die natuur. Maar vandat ons stede begin bou het, en vandat ons beursies begin dikker maak het, en ons huise groter gemaak het, ensovoorts, het ons vergeet van moeder aarde. Dit bring my by ons ander teks, en dis wysheid. Ons is baie intelligent. Homo sapiens beteken die mens as die slim een. Ons is slimmer as enige ander spesie van hierdie 8,7 miljoen, ver slimmer. Maar die vraag is ons wys? Want wysheid beteken dat jy die opdrag van God sal uitvoer. Wysheid beteken om die Here te dien en te gehoorsaam. En wat is sy opdrag? Kyk mooi na moeder aarde.
is al wat julle het. Moeilik is hierdie periode waarin ons verkeer 'n moeilike tyd vir ons almal. Ons almal maak enorme aanpassings. Maar doen my een guns. En dit is, kom aarde toe. Kyk met nuwe oë na alles. Kyk met nuwe oë na die skepping. Kyk met nuwe oë na jouself en jou plek in hierdie skepping. Kyk nou daar, hierdie kookie. Vanmôre is hier nie 'n erediens nie, maar die kookie het gekom. En op 'n manier praat hierdie kookie vanmôre met ons en sê vir ons, onthou, ek is ook iemand of iets wat raak gesien moet word. Kyk met nuwe oë na die skepping en waardeer dit. Dankie Here vir groen gras en plante, diere. Dankie vir ander mense wat waarde toevoeg in ons lewens. Dankie vir die vars lug. Dankie vir die witte wolke, vir die son. Dankie vir hierdie wonderlike tuiste, planeet Aarde. En vergewe ons dat ons net te veel aan onsself dink.